vanaand oor iets waarmee ons almal sukkel. En dit is versoekings. Die versoekings wat ons so ry, né? Ons versoek daar, ons gaan baie deur versoekings. Nou kom ons kyk by die suster om hierdie boodskap te open, wil ek jou vertel, wat is 'n versoeking? Versoeking is 'n uitnodiging, kan jy glo? Of dis 'n uitlokking tot 'n immorele daad. Kan ek dit weer sê? Versoeking is 'n uitnodiging of uitlokking tot 'n immorele daad. En op die oomblik, my liewe suster, loop die ou vyand, jou Satan woedend oor die aarde rond, soos 'n brullende leeu wat probeer om Christene te verslind, deur kragtige uitlokking tot immorele dade. Sien, hy wil hê jy moet toegee aan die versoeking. En hy doen alles in sy vermoë om dit te laat gebeur. En onthou, ons is nie immuun daarteen nie. Maar ek kan een ding vir jou sê vanoggend. Hoe nader jy aan God kom, hoe meer gaan Satan probeer om jou te verlei. God het ons 'n wil gegee om te kies om nie te sondig nie. Weet jy wat, my liewe suster, kan ek vir jou maar geheim vertel? Sondaars kan nie versoek word nie. Wat sê jy nou, pastoor? Net die ware kinders van die Here kan versoek word. Want jy sien, reën kan nie op 'n liggaam val as hy reeds onder die water is nie. Sondaars is reeds verdrink in verdoemenis. As kinders van Satan doen hulle soos hy sê hulle moet doen. Hy dikteer vir hulle. Hy hoef nie te versoek of uit te lok te word nie, want hulle is reeds immoreel, reeds veroordeel. As slawe is nie vry om te kies nie. Sien, God het ons 'n wil gegee om te kan kies. Jou sondaar is reeds verlore. Hulle wat in die wêreld leef, dryf al hoe verder weg in die ewige dood in. Sondaars word nie versoek nie. Hulle word geterg deur die duiwel. Satan terg sy eie kinders dieper in die donker punt van immoraliteit in. Hulle is reeds dood in hulle oortredinge en sondes en stry nie langer die stryd van die lewendes nie. Versoekings is vir ons, vir my en jou, omdat ons kinders van die Here is eintlik 'n opleiding onder gevegstoestande. Daar waar die tek die deur slaan. Ons doen dit beperkte oorlogsvoering. Jy sien, God beperk oorlogsvoering tot die punt van draaglikheid. Want God soek geharde gevegskryders wat kan sê, ek was in die spervuur, ek was in die geveg. Maar prys die Here, omdat ek kan kies om reg te lewe, sal ek nie toegee aan die versoeking nie. Dis wat die kinders van die Here doen. Maar die sondaar kom en sê, ek gee nie om versoek te word nie. Hoe later en kwater. Ek gee nie om snaakse dinge te doen. Ek gee nie om hierdie geld te vat wat hier voor my lê nie. Dani stuur vir my in hierdie week 'n foto van 'n hond wat sit en hier voor op die tafel is 'n stuk vleis. En die hond kyk so met sy kalango en sy kop hang so teen die ding en sy tong uit en hy op die opskrif van hierdie foto is, dis hoe ons voel as ons in die bank kom. Dit is daar, maar is nie ons nie. Jy sien, dis wat die verskil tussen die kind van die Here is, dis nie ons nie, ons gaan nie toegee nie. Waar die ou wêreldskind kom of die sondaar kom en sê, ek gee nie om toe te gee nie. Ek sal dit vat, al is dit nie myne nie. Dis maar een van die dinge. Ek sal maar oor die tou trap. Ek sal maar hierdie vrou verlei, al is sy nie myne nie. Jy sien, die ou sondaar het geen meer, soos ek en Stenie gepraat het, geen meer gedagten of geen meer dinge in sy gedagten om sê, ek is skuldig nie. Sy het geen meer gewete nie. Sy gewete kla nie aan nie. Kom ons kyk hoe verloop 'n versoeking.
my liewe suster, kom jou vyand om ons te versoek op een of ander manier, sodat ons teen God moet sondig. Maar hoe gaan ons hierdie versoekings oorwin? Deur te verstaan wat 'n versoeking is. As jy kyk hoe 'n versoeking is altyd in 3 vat. Die eerste een is die slang in jou tuin. Genesis 3 vers 1 sê, maar die slang was rustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Jy sien hierdie geslepe, hierdie bedrieglike skepsel het Eva verlei. Eva wat haar man in die plan ingebring het en het toegegee aan die slang se verleiding. Toe sonde en skande by die suster die wêreld ingebring het, was die gemeenskap met die Vader verbreek. En van daardie tyd af tot nou toe was daar nog altyd 'n slang in die tuin. Wat is die vyand in jou lewe, wil ek vanoggend sê? Wat is die slang in jou tuin? Is dit geld? Is dit leuns? Is dit verleidings? Is dit boesemsondes? Jy sien, God kom en hy wil al die dinge in ons lewens genees met sy onvoorwaardelike liefdes. Ja, ons kan maar sê, storms mag kom, vyande mag jou teestaan, slange mag in jou tuin wees, maar Jesus, my liewe suster, sal jou vul met sy liefde, sy vrede, sy blydskap en oorwinning, sodat jy nie sal smag na al hierdie verderflike dinge nie. Die tweede een is die inplanting van twyfel oor wat God gesê het. Mense twyfel so maklik oor wat die Here gesê het. Maar alleen glo hulle so baie gou. Genesis 3 vers 4 sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Jy sal niks oorkom nie. Vat maar dit wat jy in jou hoort nie. Gaan koer maar met daai man se vrou, jy sal niks hier oorkom nie. En in hierdie laaste 2 weke moes ek een so groot ding hanteer op die streepvlak, wat my hart so seer was vir die skade wat aangedoen is deur 'n man wat onder verleiding gegaan het, wat toegegee het aan 'n versoeking. Satan wil hê, jy moet negatief wees en dink oor God. Satan wil hê, jy moet skepties dink oor wat God sê. Satan wil hê, jy moet God net ligtelik opneem. Satan wil hê, jy moet God vertrou. Satan wil hê, jy moet God nie glo nie. Jy sien, want jou vyand wil altyd die Here in 'n swak lig stel by mense. Jy het die duiwel as vader, die begeertes van jou vader, dit wil julle doen. Hy wat mense moet daar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daarom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy sy omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan is. Kan ek vir jou vanoggend sê, hoeveel mense val onder die leuns wat hy gebruik oor die Here. Mense kom so gou sê, God het my nie lief nie. God wil nie my vergewe nie. Weet jy wat, pastoor? Dit voel vir my, God wil my nie seën nie. Dan hoor ek ook, maar God wil my nie gesond maak nie. God gee nie om vir my nie. Pastoor, soms voel ek, God is so ver. Kyk jy nou wat die woord van die Here sê, God is naby jou. Hy is so naby jou, dat hy binne in jou hart is. Jy moet hom net toelaat. En my liewe suster, sodra 'n persoon kom en hy glo hierdie leuen, sodra hy vir hierdie leuen 'n plek gee in sy lewe, dan begin hy met 'n demoniese vesting. Ons noem dit strangels. Dit vat daai man of daai vrou se gedagtes so vas, dat hy nie daaruit kan kom nie. Dit kan leef wat soveel al gesê, man, jy is nie goed genoeg nie. Hoe het hulle al vir ons gesê, baie onderwysers het al gesê, en ek het dit afgebreek vandag eendag, van ek klein is, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan nergens kom in die lewe nie. Het jy dit al gehoor? Jy is niks werd nie, man. Jy gaan altyd sukkel. Jy is sleg, jy is dom, jy is siek, jy is nie mooi genoeg nie. Dis die
deur mooi mense wat bereid is om hulle oor te gee aan dit wat die duiwel vir ons sê. Ons moet nie na die leuns van Satan luister nie, my liewe susters. God het ons spesiaal gemaak. God het ons sy blauwdruk gemaak, halleluja. Daar is niemand so goed en so mooi soos jy nie, prys die naam van die Here. Daarna was daar 'n definitiewe ontkenning van God se woord. Genesis 3 vers 6 sê, maar God weet dat julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te doen. Weet jy wat? Jou Satan is lui en hy wil nie te hard werk nie. Dis waarom hy jou kry om al die harde werk te doen. Hy gebruik jou om jouself te inkrimineer. Kyk wat het hy met Eva gedoen in die tuin van Eden. Is dit nie ook dat God gesê het in Genesis 3 vers 1, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Haai, Eva, sien julle die slimheid in sy vraag? Satan sê nie direk vir Eva nie, wat dit is wat God gesê het nie. Hy kom met 'n ompad, en hy vra dit so is, dat God gesê het, julle mag nie van daai boom eet nie. 'n Vraag soos dit, my liewe suster, laat 'n mens onmiddellik wonder, of dit werklik God is wat, en of dit werklik is wat ek bedoel het. Pastoor, is dit wat God bedoel het, as ek hierdie vers lees? Genesis 3 vers 4 en 5 sê, julle sal gewis nie sterf nie, maar God weet dat julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle God sal weet deur goed en kwaad te ken. Dis hoe die Satan se taktiek werk. Eers laat hy jou wonder, en dan gee hy vir jou die feite, maar nie die helfte van die waarheid. En dan kom jy en jy trap in die struik omdat jy besluit geneem het op onvolledige feite. Daar's een ding wat ek altyd glo, doen jou huiswerk voor jy iets sê. Doen jou huiswerk voor jy iets doen. Satan kom en hy wys net die plesierige gedeelte van die sonde. Ag, dit is so lekker. Jy gaan sommer anders te voel. Jy gaan sommer lekker baie geld in die bank hê. Alles is nie joune nie. Gaan maar net aan. Gaan maar, vat maar die baas so goed daar by die werk. Dis oké. En dan val dit soms jare van swaar kry om van die gevolge van die dom besluite ontslae te raak. Mense gaan deur moeilikhede vandag omdat hulle besluite verkeerd was. Omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Dit is so, God vergewe ons, maar die pak sal jy dra. Wat kan ons daaraan doen? Wat gaan ons doen? Ja, dis waar dat die ou vyand is al so lank in die land of in die lewe. Hy is baie slinkser as ons. Ons sal nooit kan troef in daardie opsig nie, maar ons het een wapen. Mense, ons het een wapen. En daardie wapen is Jesus Christus, halleluja. Saam met Jesus kan ons oorwin, en as ons val, dan kom dieselfde Jesus, halleluja, en hy vergewe ons oortredinge, prys sy heilige naam. Die eenvoudige geheim om sterk te staan in alle versoekings is ook om die vrees vir Satan te mag breek. Jy hoef nie bang te wees vir Satan nie. Jy kan op hom trap. Trap op hom. He's under my feet. He's under my feet. As jy dageliks net kan opstaan met die wete dat ek kan die Vader vertrap, hy's niks man, hy's laer as 'n vlieg, sal ek hom vertrap elke dag my lewe, dan sal jy nie deur baie moeilikhede gaan wat jouself voorop werk nie, dan sal jy nie bang wees nie, sal jy skrik nie, want God is met jou, halleluja. God het jou meer as oorwinnaar gemaak deur Jesus Christus wat jy dra. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk en meer leer oor versoekings en hoe ons dit kan oorwin. My liewe suster, die eerste ding wat ons moet onthou is, versoeking kom nie van God nie. Ons sê so dikwels, ek is alweer versoek. O God, hoekom het U my in versoeking gebring? Jakobus 1 vers 13 en 14 sê, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Jy kan nie vir God
God blameer wanneer versoeking jou pad langs kom en dit kruis nie. Jy kan nie God blameer as jy val voor 'n versoeking nie. Die probleem lê in onsself, ons eie begeertes, wat ons probeer verlei en mislei. Dit beteken, my liewe suster, dat 'n mens se innerlike stryd jou grootste uitdaging is. Maar prys die Here, met die hulp van die Heilige Gees, moet ons leer om ons gedagtes en ons begeertes te beheer, sodat hulle nie sonde doen nie. Jy het die wil wat die Here vir jou gee. Jy het die krag wat die Here jou gee om nie te sondig nie. Die tweede punt is, kan ek vir jou vertel, die duiwel hou nie op nie. Hy hou aan soek vir geleenthede om jou in versoeking te bring. Onthou julle toe Jesus in die versoeking gebring is, Lukas 4:13, na die duiwel met al die versoekings klaar was, onthou jy Jesus 3 keer so versoek, het hy vir 'n tyd lank net gaan met rus gelaat. Aan die begin van Jesus se bediening is hy in die Gees die woestyn gelei is, waar hy versoek is, nadat hy 40 dae gevas het. En anders as Adam en Eva en ons, het Jesus nie toegegee aan die versoekings nie. Dan is in vers 13, dat die duiwel na hy klaar was met die versoekings, Jesus vir 'n tyd lank met rus gelaat. Dit beteken nie dat hy klaar was nie, met sy versoekings nie. Hy hou nie op nie, hy sal altyd aanhou. Jy het net so 'n bietjie op die kantlyn gaan staan, en dan kyk, is daar nie 'n beter tyd om hierdie man of hierdie vrou in versoeking te bring nie. Waar is sy swakpunte? Waar kan ons hom in versoeking bring? Kan ek vir jou vanoggend sê, leef so naby aan die Here, dat jy nie 'n deur vir die vyand oopmaak nie. Die derde een is vanoggend, Jesus verstaan ons stryd. Hebreërs 4 vers 14 sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is die een wat geen medelee met swakhede wat ons kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade toe, sodat ons barmhartigheid genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Jesus het nie toegegee aan die versoekings nie, alhoewel hy in elke opsig net soos ons versoek is. Hy weet, my liewe suster, presies hoe jy voel wanneer daar 'n versoeking teen jou kom staan. Daarom kan ons altyd, wanneer ons versoek word, na hom toe draai sodat hy ons kan help. Ons kan hom vertrou vir die krag en ons kan hom vertrou vir leiding, sodat ons die versoekings kan oorwin. Prys die naam van die Here. Weet jy wat? Versoeking nommer 4 is nog nie sonde nie. Die baie Christene se gewete swel hulle omdat die duiwel hulle dikwels versoek. Hulle ervaar dit in hulle lewens. Verkeerde begeertes kom by hulle op en allerlei sonde gedagtes bly hulle pla. Hulle aanvaar die krag en die aanloklikheid van versoeking en die neiging om daarin toe te gee. Maar dis waar die verskil kom. Jy het 'n wilsbesluit om dit nie te doen nie. Ja, dit gaan in jou gedagte opkom. Jy gaan die dinge sien. Maar dit gaan afhang van hoe jy optree teenoor die versoeking wat jou pad aan sal kom. Dan kom Jakobus dan in Jakobus 1 vers 12 en hy sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Kom ons wees daai gelukkige mens wat teestand bied teen elke versoeking wat ons pad langs kom. Die 5de een is bid vir beskerming teen versoeking. Matteus 6:13 sê, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En Onse Vader leer ons Jesus gereeld, die Vader moet vra om ons die bose te verlos, deur ons te help om nie aan versoeking te gee nie.
eerste les is dat ons nie ons eie krag die weerstand kan bied teen versoeking nie. Jy het God nodig. Ons kan nie ons eie krag oorwin nie. Daarom moet ons die Here gereeld vra om ons daarmee te help. Jy in die oggend opstaan, soos wat jy die wapenrusting aantrek, dan sê ons Here se plaas die helm van verlossing. Dat ek nie mislei word nie, dat ek nie verlei word nie, dat ek nie sal val onder versoeking nie. Is dit nie wat ons doen elke oggend nie? Ek hoop jy doen dit. Die tweede les is dat die wêreld vol dinge is wat ons versoek. Maar ons begeerte moet wees om so ver as moontlik van daarvan weg te bly. Want wanneer ons wegbly van versoeking en dit oorwin, eer ons die Here, halleluja. Ons doen nie sulke dinge nie. Ons bly weg van wêreldse dinge af, sodat ons nie onder versoeking kom en daar gaan val nie. Want die 6de een is waak en bid om staande te bly. Dis nie maklik nie, my broer en suster. Matteus 26 vers 41 kom en sê vir ons, waak en bid sodat jy in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Daar is daai storie van die gees betwyk en die gees en die vlees, en ons almal sukkel net om in die lewe te bly. Maar as die gees oorheersend is, moet ons vlees toegee daaraan. Dit herinner ons net weer hoe belangrik dit is om te bid vir die Here wanneer dit by versoekings kom. Maar dit herinner ons ook daaraan dat geestelike waaksaamheid noodsaaklik is om ons deur ons swakhede oorweldig te word. Later kom Paulus en hy skryf in sy brief aan die gelowige, daar 1 Petrus 5 vers 8 en hy sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond so brillery op soek na iemand om te verslind. Hy kon net sowel gesê, na iemand om te verlei, na iemand om versoeking te bring. Wees waaksaam. Kyk uit vir hierdie goed in jou lewe. Kyk as op jou pad ons kom en hardloop hoe vinnig as jy kan daarvan al weg. Prys die Here. Nommer 7 is God sal altyd 'n uitweg gee. Hy is so groot in barmhartigheid. Hy is so groot in liefde dat hy jou nie gaan los as jy val nie. 1 Korintiërs 10:13 sê, geen versoeking wat meer is wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle krag te versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee. Halleluja! God gee uitkoms sodat julle dit kan weerstaan. Ja, daar mag tye wees dat voel jy kan nie anders as om toe te gee nie, want dis nie waar nie. Jy kan anders wees. In hierdie vers kom die Here net beloof nooit dat ons nie met versoekings ooit gekonfronteer sal word nie, wat ons nie kan hanteer nie. Hy beloof dat hy altyd vir jou en nie, omdat jy sy kind is, sal gee om teestand te bied, om weerstand te bied teen enige versoeking. Ons hoef dalk, of ons hoef nooit hulpeloos te voel of swak te voel en ons is in sonde vasgevang nie, want die Here bied altyd 'n uitkoms. Ons moet egter onthou dat dit ons keuse is of ons sy uitkoms gaan vat en of ons dit nie gaan doen. Die Here sal ons nooit forceer om dit nie te doen nie. Hy gee die uitkoms en wat ons daarmee maak is ons keuse. Prys die Here. Nommer 8 is so wonderlik. Daar's vergifnis wanneer ons struikel. Jy weet, as jy struikel en jy bly lê, het jy 'n probleem. Maar as jy opstaan, dan jy oorwinning. Halleluja. 1 Johannes 2 vers 1 sê, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus het nooit sonde gedoen nie, maar dieselfde kan nie van ons gesê word nie. Ons grootste begeerte mag wees by die broer en suster om versoeking te oorwin. Maar dit beteken dat ons perfek is. Dit gaan regkry nie. Daarom herinner Johannes ons daaraan dat wanneer ons toegee aan 'n versoeking en sondig,
Jesus ons voorspraak by die Vader is, ons kan aan sê, dankie Here. Hy het klaar die prys vir ons sondes betaal. En daarom kan ons altyd na die Vader toe gaan en eerlik met hom wees oor ons sondes. Ons kan dit teenoor hom bely en in geloof aanvaar dat hy ons nie net vergeef nie, maar dat hy ons ook reinig van alle ongeregtigheid. Prys die naam van die Here. As slot wil ek net vanoggend vir jou sê, wil jy die krag hê om versoekings te verdra? Soek jy 'n ontsnappingsroete? 'n goeie krag om dit te weerstaan? Luister dan net hierna. Hou op om die duiwel te verheerlik. Hou op om te dink, hy kan jou dwing om te sondig. Hy het geen mag om jou aan enigiets te verslaaf nie. Gebruik jou skild van geloof. Kyk na daardie storm van versoeking reguit in die oë en roep uit. Die duiwel sal nie 'n houvas kry oor my nie. Volgens 1 Johannes 5 vers 18. Oorwin jou vrees vir die duiwel se mag en jy sal vir altyd enige versoekings kan verdra wat na jou kant toe gestuur is. Dis eenvoudig. Vertrou die bewaring van jou geloof toe aan hom as die getroue skepper. Moenie 'n deur oopmaak vir Satan nie. Hy is 'n slang. Hy gaan definitief insig. En die belangrikste wil ek vanoggend vir jou sê, my liefste, van alles is, moet jou in geen opsig hierdie teestander laat afskrik nie. Filippense 1 vers 28. Pas op vir die slang in jou tuin. Amen. Kom ons bid saam. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat die woord 'n tweesnydende swaard is, wat sny deur murg en been. Dankie dat die woord vir ons lei en die woord vir ons vertel hoe ons versoekings kan weerstaan. En dat U, Vader, so wonderlik is, dat U vir ons die krag gee om dit te kan weerstaan. Dat U altyd daar is vir ons. Dankie dat U ons wapen is, wat ons kan gebruik teen die vyand, Here. Dankie dat wanneer ons in U glo, ons geloof ons kan staande hou. Ons loof en prys U wonderlike naam. Kan ons as gemeente saam sê, Amen.